Goeienaand, beloved vrienden. Wat een voorrecht is het vanavond op hierdie Saterdag aand om u te groet. Dit is vanavond een baie groot voorrecht. Ek is die Here innig dankbaar vir hierdie dag uitgespaar. Amen. Halleluja. Gesond. En ek eer die Here vir 'n geleentheid om sy naam weer groot te maak. Praise die naam van die Here. Amen. Ons gaan sommer sonder verdere tyd in beslag te neem na die woord van die Here wat ons kry in 2 Samuel 9. Hier is 'n verhaal waarin Dawid die koning is en hy vra daar vir Saul se familie of daar iemand in die huis van Saul is aan wie hy guns kan bewys. Amen. Hy vra of daar iemand is in die familie van Saul of daar iemand is aan wie hy guns kan bewys ter wille van Jonathan. As ons die verhaal van Dawid ken, toe Saul hoor dat Dawid ingeseën of gesalf is as koning, wou hy vir Dawid doodmaak, want Jonathan, wie Saul se seun was, maar ook Dawid se vriend, het vir Dawid beskerm. Amen. En om daardie rede vra hy, dan is daar iemand in Saul se familie aan wie hy guns kan bewys ter wille van Jonathan. En hulle gaan roep vir Siba. Amen. Gaan roep vir Siba en Siba sê, daar is iemand. Jonathan se seun. Maar hierdie kind is, of hierdie persoon is, aan sy bene en sy voete en sy verlam. En die verhaal van Mephibosheth het ons gehoor vroeër in die teks dat toe Saul en Jonathan op die oorlogsfront was, het daar 'n suster, 'n nurse, naar Mephibosheth omgesien. En toe Jonathan en Saul sterf op die oorlogfront, hoor hierdie vrou dat Jonathan en die koning Saul is nie meer daar nie, hulle is dood. En dat die vyand nou die land in besit gaan neem. Gryp sy vir Mephibosheth en sy laat val vol. En hy breek al twee sy voete, sy enkels, sy bene. En van daardie dag af, omdat die mediese in daai tyd nie so gevorder was nie, was hy verlam in al twee voete. So hy het 'n gebrek gehad. Maar die eerste ding wat tot my kom, is dat Dawid wil aan hom guns bewys. Dawid wil aan hom guns bewys. En die mooiheid van hierdie verhaal is Siba sê, Mephibosheth is daar. Dawid gee opdrag om vir Mephibosheth te bring. Dawid om sien het die gebrek en maar die woord wat in my gedagte gedrop word, is guns. Amen. Guns. Amen. Vanaand is daar baie van ons, halleluja, wie in 'n posisie is as gevolg van guns. Daar is vanaand baie van ons wie moes al gesterf het, maar as gevolg van guns lewe jy nog. Jy is vanaand gespaar, jy was in 'n ongeluk betrokke, maar die Here het jou bewaar as gevolg van guns. Amen. En so kan ons aangaan, want weet jy wat, wanneer die Here aan jou guns bewys, amen,
is hy die God. En hy doen seker dat niks met jou gebeur nie. Because he favored you. David noem op 'n stadium dat we are blessed and highly favored. En as mens na hierdie gedeelte kyk, Mephibosheth word gebring na die paleis en hy sit aan tafel, halleluja, en hy sit by die in 'n koning se tafel. Luister hierso, die cutlery wat gebruik word is koninklike. Hy was miskien nie meer gewoond aan hierdie styl van lewe nie, maar hier kom David en hy bewys guns. Mephibosheth in 'n mate het gevoel dat hy nie waardig is om daar te wees. Luister hier, jou waardigheid meet nie op met die guns wat God in jou lewe het nie. Amen. Ek wil vir jou vandag sê, halleluja, die feit dat jy vandag nog lewe is as gevolg van guns wat op jou lewe is. Amen. Moenie ophou die Here aanbid nie. Moenie ophou die Here eerste stel nie. Moenie die Here van jou af wegstoot nie. Amen. Halleluja. Draw nigh to him and he will draw nigh to you. Dit is die woord van God. Amen. Halleluja. Guns is op jou lewe. Daar's 'n lied wat sê, of 'n koortjie wat gesing word, guns is op pad na jou toe. Amen. Moenie dit, halleluja, van selfspreekend vat, dat jy guns op jou lewe moet hê nie. David noem dit inderdaad in die 6de vers van die 23ste hoofstuk in Psalms, dat goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Luister hier, guns is net van God afkomstig. Mense, halleluja, wie aan jou 'n guns wil bewys, soek betaling daarvoor terug, maar die Here gee dit vanaand, free of charge. Isn't that good? Isn't that good? So die eerste ding is, die Here bewys aan Mephibosheth guns. Die tweede ding is, Mephibosheth was afhanklik van mense gewees om hom van punt A na punt B te vat. Jy kon die gebrek, kon jy sien in sy lewe. Maar toe hy aan tafel kom sit, as jy na Mephibosheth kyk, sou jy nie sy gebrek gesien het nie. Luister hierso. Jy het vanaand, is daar gebrek in jou lewe. Daar is tekortkominge in jou lewe. Daar is, shortcomings, dinge wat jy vanaand by jouself sê, jy nie waardig is om aan God se tafel te wees, te sit nie. Amen. Jy lei nog aan kwaad praat, jy lei nog aan 'n jaloesie, jy lei nog aan haat. Amen. Dit is 'n gebrek wat jy het, maar as jy by die Here, die koning van alle konings, se tafel kom aansit, amen, en jy gee aan hom eer, halleluja, dan kan die gebrek nie meer gesien word nie, because surely the presence of the Lord is in that place. En wanneer die Here in die atmosfeer kom en jy gee aan die Here eer en jy aanbid God, amen, word jou gebrek bedek. Halleluja. Jy kon nie Mephibosheth sy gebrek sien nie. Amen. Dis die tweede ding. Mense sal van jou verlede praat, maar as die Here in jou lewe gekom het, halleluja, verwyder die Here al die swakhede. Halleluja, hy verwyder al die sondes. En die Bybel sê vanaf die ooste tot die weste. Amen. En hy dink nooit weer daaraan nie. Jou gebrek is gedek. Dit is bedek en beseël met die bloed van Jesus. Amen. Moenie laat mense jou minderwaardig laat voel nie. Moenie laat mense jou laat terugdink aan hoe jou verlede was nie. Because die Here het klaar jou verlede uitgesond. Dit is weggeneem. Dit bestaan nie meer nie. Die ou ding het verbygegaan, sê Paulus, het alles. Kyk, alles het nie kom word. Jou gebrek is bedek.
die naam van die Here. En so wil ek jou vanaand bemoedig, my liewe vriende. Ek is klaar. Ek wil jou bemoedig vanaand op die vooraand van 'n Sondag. Halleluja. Jy het deur baie dinge gekom. Jy wil nie eens meer daaroor praat nie. Jy wil nie daaroor dink nie. Amen. Maar het jy dit al aan die Here gegee? Het jy al jou bekommernisse aan die Here oorgegee? Het jy al jou swakhede aan die Here oorgegee? Want weet jy wat? As jy na die Here toe kom, die eerste ding wat hy doen, hy gee guns aan jou. Jy sal in plekke kom waar jy nooit aan gedink het jy sou aankom. Jy sal voorspoedig wees waar jy nooit aan gedink het nie. Jy het gedink, ag wat die verloop van hierdie wêreld maak dat jy maar in armoede sal lewe. Amen. En dit gaan nie hier oor geld nie. Halleluja. Want as jy die Here het, dan is jy goed uitgesond. Jy is ryk. Want Haggai 2 vers 8 sê dat die goud en die silwer behoort aan die Here. Vanaand is jy in 'n plek waar jy die Here kan loof, want hy het vir jou deurgekom. Guns bring vir jou by plekke wat jy nie aangedink het jy sal wees nie. Amen. Praise die naam van die Here. Dan die tweede ding is, as jy gebrek het, shortcomings, jy sukkel met sekere goed in jou lewe, gee dit vanaand vir die Here. Wat maak die Here? Mense gaan nog jou gebrek onthou. Mense gaan jou shortcomings onthou. Mense gaan jou failures onthou. Wat doen God? Hy bedek dit. Hy beseël dit. Amen. En hy dink nooit weer daaraan. Met ander woorde, wat die Here nou vir jou gee, is 'n nuwe uitkyk op die lewe. Wat die Here vir jou gee, is 'n ander taal. Wat die Here vir jou gee, is 'n ander uitkyk op die lewe. Jy sien nie meer die swaarhede nie. Jy sien nie meer die moeilikheid nie. Jy kyk nie meer, halleluja, terug in jou ou lewe nie. Want weet jy wat? Halleluja, die Here het vir jou 'n nuwe pad gebaan. En hierdie pad wat jy nou oploop, is 'n pad waarin jy die Here volg en die Here se naam verheerlik en die Here se naam groot maak. En weet jy wat gebeur? Die Here maak alles in jou lewe nuut. Amen. Jy praat nie meer soos wat jy gepraat. Jy loop nie meer soos wat jy geloop het nie. Amen. Die Here gee vir jou 'n heel ander uitkyk van in jou lewe, want hy het jou gebrek, hy het jou sonde lewe het hy bedek. Amen. En dit is net die Here wat dit kan doen vir jou. Halleluja. Op die vooraand van 'n Sondag. Prys die naam van die Here. Ons wag nie nog vir 'n Sondag nie. Ons wag nie nog vir 'n spesiale tyd nie. As jy dit nou in jou hart vind om met die Here reg te maak. Amen. En sê Here, dinge loop nie lekker in my lewe nie. Ek is nie siek nie. Ek voel net nie gelukkig nie. Wil jy dit aan die Here vanaand verklaar en sê Here, I come to you. Because I know you are God. And only you can satisfy my soul. Vanaand kom ek en ek gee my lewe aan u oor. Mold me. Break me. Make me over again. Sodat wanneer ek weer eens my mond gaan oopmaak en die Here my gedagtegange vernuwe het, sal hy my taal ook vernuwe. I will make a joyful noise unto the Lord. Amen. And I will boast about his goodness, his greatness, and his awesomeness on my life. Give God the glory for great things, beloved, he has done. Mag hierdie aand vir u geseënd wees. Op hierdie vooraand van 'n Sondag sê ek weer eens vir u. Soek die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dan gaan die Here alles by jou lewe voeg. Môreoggend maak haas om by die huis van die Here uit te kom. Moenie laat slaap nie, moenie versuim om by die huis van die Here uit te kom nie. En as jy moet gaan werk, weet dit met vandag wat ek vir jou wil sê.
Go to your workplace and still serve God, even there. Amen. Amen. Jy het 'n spesifieke plek nodig om net vir die Here dankie te sê. Gaan en doen net wat die Here in jou lewe sê of vir jou sê om te doen. Amen. Prys die naam van die Here. Julle wat vir jou oopgerap gaan staan. Amen. Halleluja. Moenie vergeet nie. Die Here is naby hulle wie gebroken is van hart. Amen. En hy, halleluja, geheel hulle vanaand. Al harte maak hy weer gesond. Amen. En hy versterk hulle, hy gee hulle weer krag. Maar Samuels, alle sterkte. Ene kerk van Christus, alle sterkte. Mag die Here julle seën, ons sien mekaar môre. As die Here nie gekom het nie. To God be the glory. Great things he has done. Weer dit vanaand sal is, dat die Here gee guns aan sy kinders. Amen. Halleluja. Hy gee guns aan sy kinders. Die tweede ding vanaand, moet nie vergeet nie. Hy bedek jou gebrek. Amen. Hy val dit weg so ver as die ooste van die weste, en hy ding nooit weer aan nie. Amen. Jy is die geseënde onder die geseëndes. Halleluja. So be blessed and make a joyful noise, soos Dawid sê, unto the Lord. Amen. Die Here seën jou. Goeienaand.